Goed. Ons is op bladsy 12 en ons is by uitgewerkte voorbeeld nommer 4. Hulle sê die tweede term van 'n ry is 17 en die som van die eerste 6 terme is 147. Bepaal die eerste 3 terme en die einde term. So kom ons skryf wat hulle vir ons sê. Hulle sê vir ons dat die tweede term, so T2 is 17 en die som van die eerste 6 terme S6 is gelyk aan 147. Nou wil hulle hê hulle vra vir my ek moet vir term 1, term 2 en term 3 kry, as ook term TN, die einde term. So, ons kan hierdie tweede terme, ons kan nou gaan sê, hoe lyk T2? Wel, T2 lyk as volg. Dit is A plus N, wat 2 is, minus 1, wat 1 is, plus D is gelyk aan 17. Dit is vergelyking 1. Hoe lyk S6? Wel, S6 is 6 gedeel deur 2, hakkie, 2 maal A, plus 6 minus 1, 5D. En dit is gelyk aan 147. Kom ons vereenvoudig hierdie ouetjie klein bietjie meer. 6 gedeel deur 2 is 3 en 147 gedeel deur 3. Skus? 49. Okay? Het julle hom? En dit is nou my formule 2. Ek het 2 veranderlikes. Ek het vir A en D en ek het vir A en D. So wat moet ek doen? Gelyktydige vergelykings. Reg? Kom ons maak A die onderwerp hier. Ons sê A is gelyk aan 17 minus D. En ons sê dit is nommer 3. Nou gaan stel ons nommer 3 in nommer 2. So 2 maal 17 minus D plus 5D is gelyk aan 49. 2 maal 17 is 34 minus 2D plus 5D is gelyk aan 49. Strek 34 af aan albei kante. Wat het ons dan? 49 minus 34. En dit los ons met 5D minus 2D met 3D. So dan weet ons dat D is gelyk aan 5. Stem julle met my saam? So ons weet D is gelyk aan 5. Kom ons noem dit formule nommer 4. Ons stel 4 in, 3 in. So A is gelyk aan 17 minus 5. So A is gelyk aan 12. So as ek nou gaan na daai algemene formule, Tn is gelyk aan, wat is dit? A is 12
plus n minus 1 en d is 5. So Tn is gelyk aan 12 plus 5n minus 5. So Tn is gelyk aan 5n plus 7. En daar het ek my ende term. By the way, T1 is gelyk aan A is gelyk aan 12. T2 is gelyk aan A plus D. So dit is 12 plus 5. So dit is gelyk aan 17. T3 is A plus 2D. So dit is 12 plus 10 is 22. So daar het ek al daai antwoorde geformuleer. Ek kan ook die formule gebruik het om die antwoord te kry wat dit betref.